Dankie. Soveel liefde vir ons. Gee die Here. Ons praat vanoggend hier oor die liefde. En is God nie liefde nie? Is dit nie sy natuur nie? Is dit nie hoekom ons hier inkom in die oggend en mekaar groet met 'n hak? Baie keer wil ons mekaar met bokshandskoene slaan. Maar ons doen dit met liefde. Dit is sommer 'n grappie tussen ons, ja. Is dit nie die grootste offer wat ons gesien het? Wat in Johannes staan, want so lief het God die wêreld gehad. Dat hy sy enigste seun gegee vir my en vir jou. Weet vanmôre, maak nie saak wie jy is, hoe jy lyk, waar jy bly, God is ook lief vir jou. Jy wat vanmôre ingekom het dalk hier, ongeliefd voel, omstandighede dalk het, dat jy nie weet hoe nie. Laat God sy liefde jou deurdra. Onthou ook, God sy liefde verdryf vrees. So wanneer daar vrees en angs in ons lewens inkom oor situasies en oor dinge, weet, God sy liefde is in jou. Hy het gedeponeer deur sy Heilige Gees wat in jou is. En daarom sal jy nie vrees nie. En daarom sal sy liefde alles verdryf wat nie daar moet wees nie. Kom ons sluit ons oë. Almagtige God, Hemelse Vader, sal U vanmôre weer net kom in al die volheid en die liefde in elke hart deponeer. Here, U woord sê ook U sal vir ons daai harde harte uithaal en vir ons nuwe harte gee, my God. Dat ons die liefde van Jesus daar buite in 'n liefdelose wêreld kan gaan wys. Here, dat wanneer ons hier inkom soms en ons het vrees en ons het angs, dat ons weet, my God, het ons nie 'n gees van vrees gegee. En daarom wil ons U loof vanmôre, ons wil U prys, ons wil U eer, Here, dat U die grootste prys betaal het, my God. Die liefde. Dankie daarvoor en dankie dat ons dit vir mekaar kan gee. Dankie, Here, vir die prediker vanmôre, vir die sang vanmôre. Heilige Gees, U is welkom in ons plek vanmôre. Vul elke een, vul die prediker se mond, vul elke een met hulle instrumente, met hulle monde vanmôre, Here, dat ons sal kom en net met 'n dankbaarheid vir U sê, Here, dankie vir die liefde. Ons eer U daarvoor. Amen. Amen. Is julle bly om in die huis van die Here te wees? Dit is lekker om hier te wees vanmôre. Die gewone afkondigings, maar net herinnering, oor Dinsdagoggend 10:00 is die vroue bidduur en ons wil asseblief weer vra Woensdae aande gemeente bidduur om 7:00 die aand. En dan wil ons besluit spesiale afkondigings maak. Die kerksraadvergadering is op die 7de Oktober om 7:00. En dan kom daar ook 'n baie spesiale maand op, en dit is Oktobermaand. Waarderingsdag is die 26ste Oktober. Dit is die pastoor waarderingsmaand. Maar ons gaan dit skuif na die 9de November toe, want ons pastoor is met vakansie. 'n welverdiende vakansie. Ek hoop en ek glo julle gaan dit baie geniet. Julle kom ons waardeer bietjie ons pastoor. Nou, hy sê herder van die gemeente wat God hier geplaas het. Hy sê deur mensie geplaas nie. So kom ons waardeer dit wat hy doen. Daar's baie dinge wat ons nie sien agter die skerms wat pastoor doen. Ons sien hom hier op 'n Sondag staan en hy bring vir ons die woord wat God op sy hart plaas. Maar daar's baie ander dinge wat hy doen agter die skerms. En ja, soms kan hy nie by almal uitkom nie. Hy's ook net een mens. Maar weet julle wat? God het vir elkeen van ons dieselfde gees in ons harte geplaas. So wanneer daar dinge opkom en pastoor nie by jou uitkom nie, vra een van jou medegelowiges, wil jy nie saam met my bid nie? Ons het Woensdae aande hier juis aand van gebed, sodat julle kan kom en vir ons kan kom vra, wil julle nie saam met my bid nie? So kom ons waardeer ons pastoor. Kan ons 'n hande klap so lank gee vir ons pastoor? Ons wil ons waardeer.
voordat ons weer gaan staan en sing, is die prayer drive-through op die 11de Oktober. Koos gaan 'n bietjie na die diens net gou vinnig gesels daaroor. Kom ons verwelkom net gou, daar's nou mense wat inkom. Welkom julle, welkom by ons. Kom ons gee vir hulle 'n ander klap. Is almal reg? Ons kry ons offerande reg. Ons is dankbaar vir dit wat die Here vir ons gee en daarom wil ons ook met dankbare harte vir hom gee. Dankie julle, kom ons staan saam en dan ons loof ons die Here en prys sy naam. Amen, amen. Baie dankie aan die Here. Kan ek ongelukkig my woord gevat. Wat ek wou gelees het en dit is nou al heel week op my hart dieselfde Bybelvers. En Tannie is nou die derde persoon wat ek nou kan van Roosje het Sondag aand gedoen. Om Ronnie het ook Sondag aand genoem. En Tannie het dit nou vanoggend nou oor net die liefde van ons Here wat ons prys en loof. Maar ek dink voordat ons sal wil ek net gou iets lees. Ek gesien het die feit wat sy liefde is al. God's love for us, His children, is always and unconditional. God is our comforter and reassures us regardless of our circumstances. Dit is ook net weer saam wat Tannie gesê het, is also baie dankie. It's all
Jesus. Wanneer jy Jesus sê dan, duivel, die duivels, hulle sit in. As jy sy naam aanroep, dan stap hy in. En hy vat jou in. Wat ook al jy weer maak jy saam die omstandighede nie, maak jy saam die storms wat jou slaan nie. Al jy doen as jy roep sy naam en jy sê Jesus, Jesus, en hy net onmiddellik wat sy kinders nodig het, en hy stap in. As jy siektes is, as jy bid vir mense, en as siektes is, ek spreek dit in Jesus naam, en is there. En hy naam het so, mense besef het net die is al, wanneer jy naam noem, net Jesus sê, en voel jy so net, nee, maar jy kan gestorven is, Oh,
Heer, jy moet vanoggend dat jy oopmaak en dink Heer, die pad van die Heer is aan jou gestap het. Maar dink aan die storms wat jy miskien op die oomblik deurgaan. Niemand ken die omstandighede nie, maar God alleen weet. Hy is die enigste ene wat weet wat jy deurmaak. Maar as jy vanoggend of deur die week in 'n storm gegaan, of die familie wat siek is, of familie wat werk nodig het, of familie wat finansiëel struggle, of familie wat huweliksprobleme het, of probleme met hulle kinders het. Ek voel het volgend op my hart. Hier is het volgend op my hart. Met die volgende liedjie. I said, Lord, I give myself away. Ons moet oor geen volgende na die Here, ons moet self nie. Oor aan God vandag, en ons moet self in sy hande en ons sê het, Here, hier is ek op. Hier staan jy volgende nie. Al die probleme, die storms wat ek met pad is, Here. En ek sal nie dit alles net verby die Here. En ek weet, U sal in vir my. Ek sal in vir my familie. Want ek staan op die woord. Ek staan op die belofte. Dat ons nie alles oorgevolgend. Just surrender to you. Surrender, Here. Surrender everything to you, Lord, this morning. We surrender our worship, we surrender our lives, Lord, we surrender our family, our friends, our children, people's marriages, siblings, financial problems. Here to us, ons surrender alles aan U. En ek weet, in U hand is niks aan dat U hand deur as die deur is Here, dat U hand venster op, wat iets gaan gebeur, Here. En as ons oorgee aan God, en ons glo en vertrou en dit los net in sy hande in. Sodat hy sal 'n weg maak vir ons. En hy sal groot en magtig God, soos hy gesê het, Jesus, there is power in that name, Jesus. So much power in that name, Jesus. So all we do is to surrender, Lord. I surrender all to you. Everything I give to you. Lord, you love me. Lord, you love me.
kan die sitplekke neem. Ek wil net graag vir pastoor Mintie geleentheid gee. Halleluja, ek is vol met die Heilige Gees. My bene bewe, alles bewe. Halleluja, ek het 'n woord vir julle. 'n kort woord. Terwyl ek daar gestaan het, die Here werk op my hart en ek moet dit deel met julle vir alles wat aangaan. Ek weet nie waaroor die boodskap gaan vandag nie. Maar die Here sê in 'n psalm wat almal ken is: ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan nie jou voet laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Halleluja! Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Die oomblik toe Moses getwyfel het in God om te sê, Here, maar ek kan nie spreek nie. Ek het hakkelheid so baie verskonings gehad om nie te gaan daar wat die Here hom gestuur het. Baie verskonings gehad, maar tog het hy begeerte gehad om God se gesig te sien. En God deel met hom en hy is in God se teenwoordigheid. En hy sê vir die Here, Here, laat ek net u aangesig sien. God sê vir hom, kyk Moses, jy kan nie my aangesig sien nie. Maar sien, hier is 'n rots waarop ek wil hê jy moet staan. Staan op hierdie fondasie, want ek gaan verbykom en jy sal my agterkant sien. Staan op hierdie fondasie. Ek sit jou op hierdie rots. Vandag sê die Here vir jou, hy is jou rots op wie jy moet staan. Hy sal jou nie laat wankel nie. Jy moet jou oë opslaan na God toe, sodat jy jou volle vertroue in hom kan sit. Hier sit baie van julle wat nie weet wat ek kan doen nie. Maar die Here sê, surrender. En ek so bly met hierdie laaste lied. Want die Here sê, gee alles oor aan my. Alles. As jy nie kan vergewe nie, as jy sukkel om te kan vergewe en jy bitterheid in jou lewe, gee dit vir die Here. Sê ek verkies om te vergewe hierdie persoon, noem die naam. As jy finansiële probleme het, gee dit vir die Here. Sê, Here, hier is ek, betaal jou tiende, wat aan die Here behoort. As jy kos geëet het of klere gekoop het, jy nie jou tiende betaal nie, as dit gesteelde kos, gesteelde klere. 10% behoort aan die Here. Gee dit vir die Here. En jy gaan sien wat sy deur die Here vir jou oopmaak. Hy sê, vertrou vol op my. Tot in die aardie sê hy ook, gee my gedeelte en vertrou volle teen op my. Amen. Here sê, slaan my oë, hou jou oë op na my. Want dis ook om Dawid gesê, ek kyk na die berge. Ek slaan my oë op na die berge, want dis 'n fondasie wat vasgestaan het. Jou bewaarder sluimer nie. Hy sien jou probleme raak. Hy sien jou hartsbegeerte. Hy sien alles in jou lewe raak. Hy sluimer nie. Maar hy soek jou by sy voete. Kom woensdag aan bid hier toe. Kom Sondag kerk toe. Ons ken die 5 stappe van die EE, die Hoopvol Kids vir geestelike groei. Soos die duim is jou sterkste vinger. As jou duim verloor, kry jy maandeliks 'n pensioen, want 'n duim word in medies nie gesien as 'n vinger nie, maar as 'n lidmaat. Jou sterk fondasie is God se woord. Bly in sy woord. Ons is in die laaste dae. Julle moet binne bly. God se woord, lees dit elke dag. As jy nie gaan lees nie, gaan jy val. Jou vertroue gaan begin duik. Tweedens, wys op. Soos ons vir die kinders lees, jou tweede vingertjie. Bidend, praat met die Here. Praat met die Here. Dag en nag. As jy in die badkamer is, praat met die Here. As jy in jou kar is, praat met die Here. Sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek gee alles vir u, Here. Jou middelvinger, jou langste vinger, getuig, vertel vir iemand
van Jesus se liefde. Dis wat God het so moeilik was geraak met Moses, wat allerlei verskonings gemaak het. Maar God gee opdrag aan elke kind hierso, om te gaan getuig. Die tyd hardloop uit. En ek praat hier met myself ook. Ek wil die deure van die hel toemaak vir mense. As jy nie gaan getuig nie, vir elke persoon wat verbyloop, is daai deure oop vir die hel. Gaan getuig. Ons het boekies daar agter, waarmee jy kan loop en gaan gee. Jou vierde vinger is jou swakste vinger. As van die kyk swak is, en dis waar die Here vandag vir my die woord gegee terwyl ek as gevangene. Jy as swakkeling, kom na my toe. Ek soek jou by my voete, sê die Here. Ek soek jou by jou fondasie, want ek is jou fondasie, sê die Here. Ek gaan jou nie laat wandel nie. Soek jou by my voete. Jy het soveel faal en dit en gebeur en klaar en dit. Maar die Here sê, waar is jy? Waar is jou verhouding met my? Jou laaste vinger is jou pinkie. Hy kan nie alleen beweeg nie, jy kan probeer. Ek moet saam met mense wees, wat die Here dien, ek moet kerk toe, ek moet bid hier toe, ek moet prys en ek moet worship. Amen. En dit is wat die Here vandag vir jou wil sê. En hierdie laaste lied was so toepaslik. I surrender it all, Father, I give it all to you. En dit is wat God sê. Nog voordat hy lied gespeel het, het die Here dit op my hart gelê. Ek wil dit deel vir julle. Amen. Baie dankie, Pastoor Mindy. Prys die Here. Hy is hier in ons teenwoordigheid uitkom. Soos Mindy reeds gesê het, ons weet miskien nie wat jou situasie of jou probleem is nie, maar weet God weet. Weet dat God jou daar sal ontmoet. Weet dat die Here al reeds in jou môre is. En ek dink is van pas by ons laaste boodskap oor 1 Johannes. Ons het 'n kort mini-reeks gehad oor 1 Johannes. En vanmôre, jy kan solank die Bybels na 1 Johannes 4 toe blaai, en ons gaan vanaf vers 7 tot die einde toe lees. Maar voor ons dit doen, kom ons buig net ons hoofde in gebed. Here, U wat mense lief het, wat ons nie kan verdra nie. U wat die harte ken van hulle, wat ons nie kan verstaan nie. U wat die innerlike worsteling ken van hulle, vir wie ons ignoreer. U wat die goeie motiewe sien in die houdings, wat ons as skynheilig beskou. Open ons oë en ons harte. U ken elkeen van ons beter as wat ons onsself ken. U het ons liewer as wat ons onsself het. Here, leer ons om lief te hê met U liefde. Amen. Amen. Kom ons lees saam vanaf vers 7. 1 Johannes 4 vanaf vers 7. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê. Want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie. Want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het,
bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en in hom is, dat hy ons van sy gees gegee het. En ons het aanskou en ons het getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde. En hy wat in die liefde bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Daar's geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in. En hy wat vrees, het nie volmaak geword in liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broer haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broer moet lief hê. Tot sover. Daar was 'n klein kerkie gewees, en die pastoor stap die môre by die kerk in en hy sê, geliefdes, broer Piet, gaan vanmôre vir ons preek. Broer Piet, kom asseblief na vore, die tema waaroor hy gaan praat vanmôre is genade. En Piet is al 'n bejaarde oom, kaalkop, klein mannetjie, en hy kom na vore gestap, en hy kom staan op die kansel, en na hy so rukkie stil is, vou hy sy arms, en hy sê, genade. Genade, genade, genade. 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 En hy stap af, en hy gaan sit weer. Die pastoor kom na vore met 'n groot glimlag op sy gesig, en hy sê, dankie broer Piet, vir daardie aangrypende boodskap oor genade. Nou vandag moet ek eintlik net sê, God is liefde. God is liefde. God is liefde. God is liefde. En sal dit die beste boodskap wees wat ek ooit kon gepreek het. Maar jy sien vandag hierdie woordjie liefde, agape, in die Grieks, kom 29 keer voor in hierdie paar verse wat ons gelees het. Dis eintlik waaroor hierdie brief gaan. Dis eintlik waaroor die kruks van die hele Bybel gaan. Is liefde. Maar ongelukkig is ek nie so dapper om te sê God is liefde, God is liefde, God is liefde en gaan sit nie. Want jy sien 500 jaar van reformatie het vir my 'n ander woord ook kom leer. En daardie woord in die Grieks is phobos. Phobos wat beteken vrees. En dis natuurlik waar ons die woordjie fobie vandaan kom. Wie van julle het almal fobies? Amanda byvoorbeeld, sy is nou nie hier nie, maar sy ly aan arachnofobia. Sy is verskriklik bang vir 'n spinnekop. Wie van julle is bang vir spinnekoppe? Arachnofobia. Of dalk miskien slange? Of
hoogtes. Ek het gister vir die gemeente het ek daardie nuusbriefie uitgestuur van Lucy van Pelt van Peanuts Farm. Julle ken vir ou Peanut, so kombersietjie, daardie teksversie of daai skets kletse. Nou sy het net 'n stalletjie, ek gaan vir julle lees. Ek weet nie of julle dit kyk, ons kan mos nie so lekker sien nie, maar met vandag se fone, dis kom ek dit nie op die skerm vir julle gooi nie, want julle gaan dit kan sien nie. Maar as jy dit groter gemaak het, kon jy daarom uitmaak wat daar gebeur. Maar sy het eendag 'n stalletjie opgestel waar sy sielkundige hulp aanbied vir 5 sent. En natuurlik klop ou Charlie Brown aan vir hulp, omdat hy so bang is. Dis net so 'n konversie wat hom aan die gang hou. En Lucy begin die diagnostiese proses deur te vra waarvoor Charlie bang is. Sy vra vir hom, as jy bang vir 'n vrees vir verantwoordelikheid? Dit is hypengiophobia. En Charlie dink so 'n bietjie en hy sê nee, ek dink nie dis presies sy probleem nie. Sy sê dalk katte, alurofobia. Soort van ding, Charlie, maar hy steeds nie seker nie. Sy dink vrees vir trappe, climacophobia, of thalassofobia, die vrees vir oseane, vir diep waters. Nou as enige van ons ly aan thalassofobia, as jy in die verkeerde stad, as jy in die verkeerde dorp, ons is omring deur diep waters. Of is dit Gephyrofobia, vra sy, wat die vrees vir brûe oorsteek is. Of dalk het Charlie pantofobia. Kan dit pantofobia wees? Charlie sê, wat is pantofobia? Sy sê, dit is 'n vrees vir alles. Dit is, jy weet Charlie, dat sy amper van haar stoel afval. Weet wat? Ongelukkig is dit 'n goeie beskrywing van ons wêreld. Aan hoeveel van hierdie dinge kon ons vanmôre sê, ek is ook bang. Ek is ook daarvoor bang. Alles en almal is konstant uit daarop om ons by te kom, om ons in te loop, om ons seer te maak. Amen. Ons ganse ekonomiese stelsel is gebou rondom vrees. Vrees word bemark as 'n kommoditeit, want dit dryf ons om te koop en te koop en te koop. Sê nou maar net een nuusberiggie gaan vanmôre uit, dat ons water afgesny gaan word in Port Elizabeth, maandag 12:00. Dan sien jy hoe hardloop ons almal rond met kanne. Come on. Maar dis die een ding wat ons dryf om aanhou te koop en te koop en te koop en in beheer te bly. Oral word ons vertel, ons moet bang wees. En ons glo dit. Maar vers 18 sê, waar daar liefde is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde dryf vrees uit. Maar weet jy, ons kan dit ook omkeer in vandag se samelewing. Want volmaakte vrees verdryf liefde. Massiewe vrees maak dit onmoontlik vir ons om op ons gemak te wees, om veilig te voel, om 'n besef te hê van ons eie waarde. Ons het nou gehoor vanmôre in die aanbidding, jy's 'n koningskind. God se oë is op jou, hy sê nie begewe in jou verlaat nie, hy sluimer in slaap nie. Ons is so bang vir die afkeer of die verwerping van ander, dat ons hulle voorspring en solank vir onsself vertel wat alles met onsself fout is. Maar dan is daar, moenie so te gaan nie. Fout lê mos nooit by my nie. Fout lê daar,
fout het daar, die fout het daar. Is makliker. Uit vrees vir spot en verwerping, kruip ons weg agter hierdie maskers, wat ons dink is aanvaarbaar. Ontken ons worsteling en ons pyn, ons broosheid en ons twyfel. En dit verhoed dat ons regtig uitreik na ander. Dat ons lewens oopmaak vir ons naaste. Dit maak dat ons nie eens mense in hulle nood wil of kan help nie. Want ons is bang vir ons eie veiligheid. Maak nie saak wat God sê nie. Die vreemdeling is ons vyand. Want ons is bang. Praat ek die waarheid? Bang mense is geneig om onaangename mense te wees. Kwaai mense te wees. Soms nare mense te wees. Bullies. Omdat hulle bang is. En jy kan maar weet, as daar die knorrige oom of knorrige tannie of persoon na jou toe kom, dat daar vrees in hulle lewe is. Hoe kwaaier iemand is, hoe banger is hulle. Want volmaakte vrees dryf liefde weg. Maar kom ons weer terug na daardie ideale preek toe. God is liefde. God is liefde. God is liefde. Dis wat jy moet hoor. Dis wat jy moet hoor, want dit is wat jy moet weet. Dis wat jy moet begin verstaan. Dis wat jy moet onthou. God is liefde. Hy sal jou nie begewe of jou verlaat nie. Dis waaroor die hele brief van 1 Johannes gaan en waarna toe dit opbou, is die liefde. Dis waaroor die hele Bybel gaan. God is liefde. Hy is nie 'n tiran wat uit is daarop om jou te vang en jou te straf nie. Geïnkarneerde, vleesgeworde liefde. God se liefde word geopenbaar in Jesus Christus. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gestuur het as 'n offer. En dit is in hierdie offer van God wat mens geword het, wat ons liefde beliggaam sien. Romeine 8:34 tot 39 sê, wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer is dit, hy het uit die dood uit opgestaan, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit ook vir ons. Wie kan ons van hierdie liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige ander skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar in Christus Jesus ons Here is. Halleluja. God is liefde. Niks kan ons van die liefde van God skei nie. Kan jy iets voel van hierdie krag en die moontlikheid wat binne hierdie liefde opgesluit is? Kan jy voel hoe dit jou uit daardie donker put waarin jy mag wees uitlig deur dit net te hoor? Dis die krag wat die wêreld verander het. Wat steeds die wêreld kan verander. As God se kinders of God se volgelinge net regtig aan boord wil kom en weet,
Dat volmaakte liefde vrees verdryf. Dat God met jou is, dat hy jou nie sal vergewe of jou sal verlaat nie. En daar waar jy in God iets doen, hy met jou is. Dis die krag wat die wêreld verander. Die Engelsman sê abide. In God se liefde woon. It's beautiful. Vers 11 en 12 sê geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook liefde hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Besef jy wat 'n geweldige uitspraak hierdie is? Natuurlik dink ons gaan dit lees en gewoon dink, dit beteken dat God vir ons die voorbeeld kom stel het en ons moet daardie voorbeeld navolg. Dit is waar. Maar vers 12 gaan soveel verder. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. So daar is iets in hierdie teksvers wat vir my sê, natuurlik die volmaakte liefde van Jesus Christus aan daardie kruis is nie God se einddoel gewees nie. Die volmaakte liefde word bereik deur my en jou. Halleluja. Dit herinner my aan Johannes 1:18. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Johannes sê, ons weet nie werklik wie God is nie, voordat ons hom in Jesus Christus sien nie. En dan sê hy in Johannes 4 vers 12, mense weet nie werklik wie God is nie, totdat hulle hom geopenbaar sien in die lewens van ander Christene. Diep. Totdat sy liefde sy doel volkome bereik het in ons. Die Nuwe Testamenticus of theoloog N.T. Wright beskryf dit so. What God launched decisively in Jesus, He wants to complete in and through us. And Jesus unveiled God before a surprised and unready world, so must we. Love is very important. As jy 1 Korintiërs 13 gaan lees, en ek gaan dalk nou vooruit, want ek weet nog nie wat die Here vir julle volgende week wil sê nie, maar as jy 1 Korintiërs 13 gaan lees, sê jy sien al het jy al die gawes, maar jy het nie die liefde nie, jy niks. Sjog, en ons wil so graag die gawes hê, nee? Maar ons kan nie in liefde saamlewe nie. Ons kan onsself nie kruisig. Ons kan nie self die minste wees. Ons luister na God, maar wanneer ons geluister het, leef ons wat ons ontvang het? Gaan leef jy dit uit wat jy vandag hier gehoor het? Die liefde wat ons ontvang het, spoel dit oor. Want jy sien, as dit oorspoel, gaan dit ripple effekte veroorsaak in ander mense se lewens. En dan gaan hulle Jesus begin raak sien. Al die lof en eer aan hom. Nou die opdrag om lief te hê, is nie 'n vaag, onsekere opdrag nie. Dis nie 'n gevoel waaroor ons hoef te wonder nie. Die hele Bybel spel vir ons aanhoudend helder uit wat daardie liefde behels. Dink maar net aan al die mekaar tekste.
van die Bybel. Maar voor ek dit vir julle deurgaan ter afsluiting, wil ek hierdie staaltjie ook vir julle vertel. Ek het dit nou vir Karel vanmôre vertel. Ek het die gemeente gaan insluit in die boodskap nie, maar dit was my so kosbaar. Jy sien, die ding is, ons het al gepraat oor, daar's 'n reg en daar's 'n verkeerd. En jou reg en my reg is albei reg, maar daar's eintlik net een reg, en dit is die reg wat die Here sê is reg. Maar wie hierdie seentjie, die pastoor, iemand in die gemeente, een van die broers in die gemeente koop vir hom 'n lang, slap Mercedes-Benz uit die boks, uit splinter nuut, blink mooi. En die pastoor is een week by die kerk, hy staan daar in die parkeerarea, staan sy kar. Toe die pastoor uit die kerk uitkom, is daar 'n klein seentjie wat al om die kar loop en in die vensters kyk en na die kar kyk en alles. En die pastoor stap daar en hy sê, "Môre boetman." Hy sê, "Môre oom." "Ja, is dit oom se mooi kar hierdie?" Hy sê, "Ja, een van die broers in die gemeente het vir my die kar gegee dat ek die werk van die Here kan doen." Die seentjie staan so 'n bietjie en dink en hy sê, "Ek wens ek was daai broer." Wie ons is geneig om wanneer ons oor sake van die hart te praat en ons praat oor tekortkominge, dan ons wil altyd aan die ontvangkant wees. Baie van ons het gesê, "Ek wens ek het so 'n broer gehad." Amen. Maar hierdie jong seun sê vir daar die pastoor, "Ek wens ek was daai broer." Nou wil ek hê jy moet met daardie gesindheid luister na al die mekaar tekste wat ons in die Bybel raak lees en laat die Gees van God jou bedien. Amen. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. Ek het al die teksverse hier, kom 15 verskillende plekke voor in die Nuwe Testament. Was mekaar se voete, dien mekaar in liefde. Leef in vrede met mekaar. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied aan mekaar. Wees eengesind onder mekaar. Veroordeel mekaar nie. En hierdie is vir my so na in die hart. Aanvaar mekaar soos Christus julle aanvaar het. Sukkel. Dis 'n preek op sy eie, ek kan nie so toe gaan nou nie. Groet mekaar met 'n soen van Christelike liefde. As julle saamkom om die nagmaal te vier, wag vir mekaar. Dra gelyke sorg vir mekaar. Ons moet nie verwaand wees, mekaar uittarp of op mekaar afgunstig wees nie. Dra mekaar se laste. Hier's nog een wat diep getref het. 'n boodskap in sy eie, wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Weet jy wat, daardie woordjie verdra mekaar, sê vir my, daar gaan stryd wees. Maar verdra mekaar in liefde. Kom ons gaan aan. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus Jesus vergewe het. Ek het al vir die Here gesê, Here, vat asseblief my maatband van my af weg. Want die woord sê die maat waarmee jy meet, sal jy gemeet word. Ek soek nie 'n maat nie. Ek soek nie 'n maatband nie. Please Lord, take it. Judgment belongs to you. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Ja, maar hy of sy respekteer my nie. Okay, maar respekteer jy hom? Jy eerbied vir hom. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Wie jy nie aan nie omdat jy oulik is of omdat ek oulik is nie. Wat staan daar? Wees uit eerbied vir Christus. So who am I doing it for?
Moenie vir mekaar lieg nie. Was moeilik een. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid, met dankbaarheid in julle harte, met julle psalms sing, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. Yes. Praat mekaar moed in en versterk mekaar. Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party die gewoonte het nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. Ek hou van, ek's lief vir die ou vertaling. Die 1953 is my Bybel, dit is my rots, dit is waarop ek staan. Maar weet jy, ek hou van die Nuwe Testament, wat een woordjie in die Ou Testament verander het. En dit is vermaan. Die ou vertaling sê, vermaan mekaar. En wie en ons swak mens, ruk daardie vermaan woord heeltemal onder die eenheid. Ons wil met sweep slaan, ons wil beklei, ons wil, weet jy, nou kom die nuwe vertaling en die nuwe vertaling sê, maar mekaar eerder aanmoedig, want dis wat dit beteken. Moenie van mekaar kwaad praat nie, moenie oor mekaar kla nie, Here help my. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. Wees nederig teenoor mekaar en help mekaar. Dit is die liefde van Christus. Ek sluit af. Niemand het gesê het gaan maklik wees. Wat ons ook in hierdie mini-reeks geleer het is, dat die Heilige Gees vir ons daardie onderskeiding vermoë gee, om te kan kies tussen wat reg en verkeerd is, wat van God af is en wat nie van God af is nie. As jy dit nie bygewoon het nie, gaan kyk dit gerus, dit gaan in 30 dae van YouTube afval, maar jy kan dit op, van Facebook afval, maar jy kan dit op ons YouTube laat gaan kyk. Gaan kyk die reeks en sien waarna toe alles opbou. Dit bou op na hierdie oomblik van God wat liefde is toe op. Die liefde wat ons in God sien, is selfprysgawe. Dit is 'n opoffering. Dit is 'n offer. Dit is 'n offer aan God. Sal vind ek het hoe moeilik in my siel nadat jy my seer gemaak het, kan ek jou vry spreek, want ek spreek jou vry tot eer van God. Want hy het my vry gespreek. Yes, amen. En die Here sal met jou gal werk. Doen alles asof vir die Here. Weet jy, daai teksvers het my al geboetjie. Maar vir 'n goeie rede. Ek moet, wat sê Gideon altyd? Ek moet vrek, sodat Christus kan lewe. En jy doen alles asof vir die Here. Dit breek jou baie vanaf. Dit steek nie net stokkies voor jou nie. Doen alles asof vir die Here. Genadiglik het God vir ons sy Heilige Gees gegee om ons hierin te help. En die Heilige Gees help ons om in God te bly en in daardie proses in God se liefde te wandel. Vers 16 sê, wie in die liefde bly in God en God bly in hom. Nou die Engelse gebruik die woordjie abide, wat beteken woon. So ek dink is beter as ons dit dalk lees met woon. Wie in die liefde woon, woon in God en God woon in hom. Beautiful. En weer eens is die antwoord dat ons nie moet fokus op ons eie krag nie, maar in God se krag.
Ons het die reeks begin met God is lewe, God is lig en God is liefde. Ons taak is nie om harder te probeer nie, maar om nader aan God te kom, om na daardie lig toe te beweeg, om te fokus op die center of the circle, daar waar God is, daar waar lig is, daar waar lewe is, daar waar krag is. Draai na God toe. Gee al jou bekommernisse, al jou sorge vir God. Weet Christus Jesus het die straf en die prys vir my en jou betaal. Amen. Oh, what a mighty God we serve. Ek wil die musikante na vore roep. As ons kan afsluit met daardie lied, asseblief, Lucinda. Verlustig jou in die Here. Wie ek vra die Here deur sy Gees om jou by die hand te vat en jou te lei. En verheerlik sy naam. Maak sy naam groot. Doen alles asof vir hom. Al maak dit jou seer, al maak dit jou niks, al verkleineer jy jouself, wie God sê, hy die minste is, sal die meeste wees in sy koninkryk. Baie dankie julle. Ek sal nou afsluit as wat klaar gesê het. Oh,
net 1 minuut, kom ons gee net vir Koos goue geleentheid om 'n bietjie meer detail met ons te deel oor die gebedsdrive te doen. Goeiemôre vir elkeen wat nog nie hallo gesê het. Ek wil net so vinnig oor praat. Ons het nou mooi gehoor wat die woord sê oor die liefde. Maar daar is baie mense daar buitekant wat dit nie verstaan nie. Ons het ook mooi gehoor wat die woord vir ons sê, bid vir mekaar. So ons het 'n prayer drive-through gereël vir die 11de Oktober hier op ons gronde hiervoor. Daar is 'n tydperk wat ons het gaan hou, 'n uur tydperk van 9 tot 10 tot 11 en 11 tot 12. As ek dit so kan noem dat ons lekker verstaan, daar's 3 posisies wat ons kan in daai uur tydperk kan help mee. Dit is bidders, dit is die helpers wat die bidders saam met die bidders is. En daar is ook ons het die jong mense gevra om ons te help met die plakate hiervoor. Maar wat ek vir julle wil vra is, ek wil graag 'n groepie stel sodat ons hierdie ding, God se woord sê alles is ordelik, gedisiplineerd. So ons kan nie net kom inval en uitval nie, en ek wil graag vir julle vra dat julle, ek gaan vir pastoor vra om my selnommer op die kerkgroep te sit, sodat julle my kan kontak met julle naam, sodat ek 'n program kan uitwerk. Wie van ons stel belang om te bid vir mense wat kom, of dit kerksmense is in ons gemeente, en of dit mense is van ander gemeentes, maak nie saak nie. Hierdie gaan nie oor 'n denominasie nie, hierdie gaan oor gebed vir ander mense. Daar is baie mense wat weet, ons moet bid, maar hulle weet nie hoe nie, en daarom sê die Here ook in sy woord dat hy verhoor nie die gebed van 'n sondaar nie, maar ons wat gewas is in die bloed van die lam, kan vir ander mense bid, sodat die Here en die Heilige Gees by hulle kan werk. Dit is so belangrik, en ek vra dit net gou vir die laaste maal, ek gaan vir pastoor vra, gee my nommer opsit, sê vir my jou naam en waar wil jy help, as jy belangstel om te help, om saam te bid. Wat ons doen is, 'n man en 'n man bid saam vir mense in 'n kar wat bid, dit werk so 'n vrou en 'n vrou en 'n man en 'n man, en dit is belangrik dat ons mekaar moet ondersteun. Die Here het uitgestuur 2 op 'n slag, maar ons gaan hierso wees, en ek wil vir julle vra, verkondig dit daar buitekant, dit gaan nie oor numbers, ek wil dit weer sê, dit gaan nie oor numbers wat ons voorgebid het, ons gaan nie rekord hou van numbers, maar wat ons wil graag doen is, om die woord uit te bring, dat ons kan bid vir mekaar. Al is daar net 1 siel, net 1, van daardie dag sy hart of haar hart vir die Here kan gee. Miskien is daar net 1 vir wie daar hoop is, miskien is dit die laaste hoop, hier die prayer drive-through. So vertel ek vir die mense daar buitekant, en gee julle name van my, maar wat belangrik is, gaan jy saam bid, want as ek, byvoorbeeld ek en my vrou, ons is bidders, ek gaan bid, en dan vat ek 'n man saam met my, om te bid vir iemand. So ons moet weet, so die helper kom saam, so gee my jou naam, stuur my jou naam, jou telefoonnommer, dat jy kan opsit op die groepie, en dan sê jy vir my, waar wil jy help? Wil jy 'n plakkaat vashou? Wil jy die mense help? Wil jy praat met die mense? Wil jy bid saam met hulle? Wil jy saam met 'n bidder wees om te help? Ek glo dit is baie duidelik genoeg. Ons het almal gebed nodig. Amen. Ek het gebed nodig. En jy het gebed nodig, maar die man in die straat daar buitekant het gebed nodig, en hulle soek getuienis. En dit wil hulle sien in die kinders van die Here. Baie dankie. Halleluja, so asseblief as jy 'n uur vir ons kan gee om saam met ons te kom bid, sê vir Koos op 'n WhatsApp, jy kan vir 'n uur kom help. As jy vir 3 ure wil help, kom help ons, maar as jy die borde wil vashou en aanwys waar die gebedsdraai is, kan jy dit ook vir ons kom doen. Maar kom ons as gemeente vat hande en maak dit 'n reuse sukses. Sal jy net staan en die seën van die Here ontvang. Mag die genade van God, die liefde van ons Here Jesus Christus en die leiding van die Heilige Gees met elkeen van die wees. Amen. Amen. Baie dankie, ons is vandag.